maklik is dit partykeer vir ons om net deur 'n hele dag te gaan op autopilot. Ek dink nie ons besef altyd hoe groot gedeelte van ons dag doen ons op autopilot. Hoe baie goed doen ons op besluite neem ons sonder om eers regtig daaroor te dink. Ons noem dit 'n roetine. Jy weet, eenvoudige goed soos om op te staan in die oggend, jy maak vir jou koffie, vat die swart sak uit, jy gaan oefen dalk, kom terug, stort, trek aan, maak vir jou breakfast, bid voor jy eet, klim in die kar, gaan werk toe en toet en skel elke tweede kar op pad daartoe. Maar vir meeste van ons bevat ons roetine, daardie dinge wat ons doen sonder om daaroor te dink, sekere goeie gewoontes. Jy weet, om te bid voor jy eet of voor jy ry, om Bybel te lees elke oggend en of aand, om kerk toe te gaan ten minste 1 keer in elke 2 weke, maar so goed soos wat dit is om al daardie dinge te doen of uit gewoonte, wonder ek hoe gereeld doen ons dit slegs omdat dit 'n gewoonte is, sonder om werklik bewus te wees van God se teenwoordigheid daarin. Dis presies die gevaar waarteen Psalm 14 ons waarsku. Dawid kyk na sy samelewing en hy sien mense wat nie noodwendig sê daar is nie 'n God nie, maar hulle leef asof daar nie een is nie. Hy sê, dwaase sê in hulle harte, daar's geen God nie. Hulle tree gruwelik en afstootlik op. Daar is nie een wat goed doen nie. Die Here kyk vanuit die hemel na die mense om te sien of is daar iemand wat versigtig of verstandig is, iemand wat God soek. Almal het afgedwaal, saam met hulle ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Is almal wat onreg pleeg dan sonder insig. Hulle wat my volk eet soos 'n mens brood eet. Hulle roep nie die Here aan nie. Dan oorweldig skrik hulle, want God is met die regverdige geslag. Julle wil die planne van die magtelose bespotlik maak, maar die Here is sy skuilplek. Mag daar uit Sion redding kom vir Israel. Wanneer die Here die lot van sy volk omkeer, moet Jakob juig, dan moet Israel bly wees. Hy sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Dis nie verbale ateïsme nie, maar dis ateïsme met leefstyl. Wanneer Dawid ook daar sê die dwaas, praat hy nie van iemand wat net dom is nie. Hy bedoel iemand wat onoplettend leef teenoor God. Iemand wat sy eie pad volg sonder om ergens te stop en te vra wat sê die Here of waar is die Here. Die beeld in vers 4 wat sê, hulle eet my volk soos 'n mens brood eet. Dit sê eintlik, hulle doen kwaad, onreg, selfsugtigheid, so natuurlik soos om brood te eet. Dit was deel van hulle daaglikse lewe, hulle roetine, hulle leefstyl. Dit is dinge wat hulle nie eers meer raak gesien het of besef het hulle doen nie. Dis wat gebeur wanneer 'n mens ophou oplettend wees vir God. Wanneer jy ophou vra, Here, is U deel van hierdie besluit, hierdie gesprek, hierdie dag? Die beeld wat Dawid skets in vers 2 is vir my besonder mooi. As hy sê, die Here kyk vanuit die hemel na die mense om te sien of is daar nog iemand wat verstandig is, iemand wat God soek. So terwyl die mense besig is om af te kyk na hulle eie belange en hulle eie dinge, kyk God van bo af op soek na iemand wat opkyk na hom. Dis 'n oplettendheid. Dis om te besef dat God kyk en hy sien ons. Nie as 'n bedreiging of as 'n hey, pas op, ek watch jou nie, maar as 'n uitnodiging om terug te kyk, om op te kyk, om hom weer deel te maak van elke besluit en elke aspek van ons dag. Psalm 14 herinner ons, dis nie genoeg om net te sê jy glo nie, of om dit net te bely nie, jy moet leef asof God ook werklik deel is van jou dag, want hy is, en hy kyk en hy wag vir jou om op te kyk na hom. So wees oplettend. Kyk vir God in die klein dinge. Luister vir sy stem tussen die geraas en leef elke dag met die bewustheid dat hy kyk vir jou. Want die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, maar die wyse leef elke oomblik asof daar niks is sonder hom nie. So wees vandag oplettend vir die Here. Tot die volgende.